laaste sê, ons het hierdie reeks van die joernaal is 3. Dis ons 3 in 1 reeks en ek wil vir julle sê, van al ons reeks is dit die een wat die meeste mense so ver na kyk. En die Here het net iets in my begin losmaak dat my lewe wat ek geleef het, moet ek met julle deel. En dit is wat ek in die volgende teachings ook gaan doen. Kommunikasievaardighede, selfbeeld, wat ook al. Want daar's redes hoekom ons lewens leef en hoe ons oorwinning kry. En dis 'n stukkie van my pad gaan ek vandag met julle deel wat ek nog nie eers met Willie gedeel het nie. So baie welkom en mag die Here regtig die woord wat uitgaan seën. En as jy uitstap, gaan daar iets niets binne in jou plaasvind. Want jy gaan nie na my toe kom vir berading en vir gebed nie, want jy gaan verstaan na die Here toe. En die laaste 2 sessies het ons gepraat oor wat? Oor heiligmaking, om stil te bly, om jou mond heilig te hou. En ons het toe gepraat, wat was die laasweek se sessie? Oor vergifnis. So sien julle daar, en ek wil ook sê, dis interessant, elke keer het een van julle die onderwerp by my kom trigger. Ek het met iemand gepraat in die groep, wat dan sê, ek sukkel met my selfbeeld. Laas Sondag, toe sê die Here, okay, ons doen selfbeeld vandag. So ek loop net agter die Here aan en wat hy vir ons sê, so, kom ons, moenie nou jou notas eers gebruik nie, draai dit net om of wat ek al, maar wat dink julle, wat lei tot 'n lae selfbeeld? Wat trigger 'n lae selfbeeld? Woorde wat mense oor jou praat. Goed, maak gaan jou oë toe, jy mag regtig nie loer nie, maak toe, Jeanette, jou oë. As jy sukkel met jou selfbeeld, met tye, steek jou hand op, niemand mag kyk nie. Ok, laat sak jou hand. Die meeste van die mense hier het hulle hande opgesteek. En ek het dit een aand by die Bybelskool gedoen en toe het ek agtergekom, meer as 70% van die kinders van die Here sukkel met hulle selfbeeld. En vandag kom die waarheid uit en jy gaan nie weer sukkel met jou selfbeeld nie. Want ek gaan vir jou 'n resep gee hoe om oorwinning te kry. So selfbeeld word veroorsaak hoofsaaklik deur mense. Deur watter mense? Naaste in jou, kan dit onderwysers ook wees? Wie onthou nou nog daai 1 of 2 onderwysers wat jou gevloor het? Jy onthou nou nog daai goed. En dan is dikwels die mans se woorde, daar's verbal abuse, of dis sissies of boeties of iemand naby aan jou, se woorde wat so aan jou kom sit. En ons gaan vandag en ek vir jou bietjie prakties wenke gee, wat moet jy doen, want die uitdaging is, jy gaan vandag hier uitstap en daai buitel gaan nog steeds in jou lewe wees. So die woorde gaan nie noodwendig ophou nie, maar jy gaan nuwe materiaal of wapens hê waarmee jy gaan werk en ironies genoeg, die laaste 2 lesse het ek vir jou geleer, jy moet stil bly. En vandag gaan ek vir jou leer, your mouth is a weapon. Ek gaan vir jou die krag van jou mond, en dis alles in jou notas geskryf daar, maar as jy vir vastlegging dit wil skryf, kan dit skryf. So kom ons lees gou, dan mag jy jou notas kyk. Die eerste een wat ek daar sê, 'n lae selfbeeld kom baie keer van jou ongelukkige kinderdae, van kritiese ouers of onderwysers, verbal misuse, abuse, en dan as jy verstaan van waar verbal abuse kom, gaan jy ook dit beter kan hanteer. Verbal abuse kom gewoonlik van iemand wat self 'n baie lae selfbeeld het. 'n Persoon met 'n goeie selfbeeld gaan jou nie afkraak nie. Hulle doen dit en dis dikwels van boelies ook. 'n Boelie is dikwels iemand wat hy probeer wys hoe macho en sterk hy is en dan probeer hy jou verneder sodat hy beter voel. As jy dit net vandag beter verstaan, dan gaan dit ook al beter met jou gaan. Dan dis ouers wat wil presteer, hulle wil kompenseer deur jou. Hulle het self nêrens iets bereik in die lewe nie, nooit self eerste span gespeel nie, nooit provinsiaal nie, nooit een prys by die prysuitdeling gekry nie. En nou verwag jy Jannie of Sissie moet dit reg kry. So jy projekteer dit en dan jy sien ook dikwels die ouers wat so spog met hulle kinders. En die hartseer is hulle spog gewoonlik net met 1 of 2 kinders wat so presteer. Dis die ouers met die lae selfbeeld. Is dit jy? Jy gee jouself weg en na vandag ons gaan bely
dat jy spog so met jou 1 of 2 kinders se prestasies, en ons gaan kyk na gevalle. Dan nommer 3, dis ook iemand wat swak presteer op skool. Jy het nie goed gedoen op skool nie, en baie keer is dit omdat jy het nie 'n onderwyser of 'n ouer gehad wat jou tipe intelligensie kon identifiseer nie. Die Here het jou byvoorbeeld gemaak om te dans, om ballet te doen. Hy het jou nooit gemaak om wiskunde somme te doen nie. En nou raak jy irriteer almal in die klas, en die juffrou dissiplineer jou en roep die ouers in, en al wat daai kind wil doen is dans. Of jy's tegnies, maar jou ouers is te snobberig om jou in 'n tegniese skool of in 'n handelsskool te sit, of daar is nie meer sulke skole nie, so hulle druk jou in 'n bank en in 'n plek, en hulle verwag jy moet presteer, maar jy's kreatief, jy's kunstig, en die kiek het vir jou idee vir jou om geld te maak vandag. Goed. Alright. En hulle verstaan nie jou kreatiwiteit nie, nou label hulle die kind as dom. Maar al die tyd is jy emosioneel geweldig slim in jou veld. En as dit jy is en jou kind, moet jy bely vir die Here gaan vra, dat jy by hulp uitkom en agterkom, wat is jou kind se tipe intelligensie. En die meeste kinders, sê ek vir jou, is nie gemaak om universiteit toe te gaan nie. Hulle kom weg van, van universiteit, en dan doen hulle in afval niks van daai graad nie. Dan kan dit ook wees as gevolg van verbreekte verhoudings, aanhoudende stresvolle lewensomstandighede, finansies of wat ook al. So jou selfbeeld was goed, en nou het jou man jou verneek, hy los jou vir 'n ander man, en ek kanselleer my woorde onder die bloed van Jesus, dit gaan nie hier gebeur nie. Maar nou kom die duiwel en hy sê vir jou, jy's nie goed genoeg nie. So dit kan omstandighede ook wees, wat jou 'n lae selfbeeld gee. Laat ons net min of meer verstaan van waaraf dit kom. Nou ons gaan kyk na 2 vrouens vandag in die Bybel, en as ons nou dink aan Rachel en Lea, weet almal wie's Rachel en Lea. Wie was die een met die lae selfbeeld? Lea. Ek het vir jou verrassing. Dit was Rachel. Dit was Rachel meer as Lea, en ek gaan dit nou vir jou wys, want ek het dit geleef. Ek was Lea, my een sussie was Rachel. Kom ons lees, ons is by Genesis 29. Hier sien jy 'n tipiese verhaal van 2 vrouens, 2 sissies, 2 mense wat kompeteer vir 'n persoon naby aan hulle se liefde. Daar's 'n kompetisie dat my man of my pa of my ma my tog net so lief sal hê as my sussie of as my boetie. Wie het in so 'n huis groot geword? Ek het in so 'n huis groot geword. En ek wil nou vir jou sê, as jou kind 'n lae selfbeeld het, was daar 'n patroon wat jou kind gesien het, en ons gaan dit bely vandag. Iewers is daar iets wat is gewoonlik in die huis wat dit getrigger is 'n pa of 'n ma wat self 'n lae selfbeeld het. En dan leef daai kind dit, daai selfbeeld hang daar in die huis. En daai selfbeeld en verwerping loop gewoonlik saam met mekaar. Hulle is maats. En vandag gaat hulle nie meer maats wees nie, want ons jag hulle hier nou by die deur uit, want die woord maak vry. Nou lees ons van Lea, Genesis 29 vers 17, is jou Bybel oop, of jou notas, en Lea het dowwe oë gehad. Wat sê jou vertaling? Dowwe oë. Sagte oë. En kyk gou by jou, wat sê jou nou Nikkie? Delicate. So sy's die een met die sagte oogies, maar as jy na jou notas gaan jy sien, een vertaling daar sê, she had no sparkle in her eyes. Toe ek het nou lees oor wat ons nou praat, het ek, as ek nou lees, die dowwe oë wat gehuil het. Oë wat gehuil het, die lig is weg, iets is dood. Nou wil ek jou vra, ek het Sondag groet ek 'n man buite wat ek lanklaas gesien het, die Here sê vir my, kyk in sy oë. En ek sien, sy spakel is weg in sy oë, ek het vir Rabbi laat weet om te help bid en bewus te maak. Ons moet in mense se oë begin kyk, en so gaan ons baie, ek sê weer, selfs dat mense onverantwoordelike goed kan voorkom. Begin net in mense se oë kyk, jy kan vreeslik baie sien in hulle oë. En nou, toe ek hierdie lees, she had no sparkle in her eyes,
sê die Here vir my, of laat my dink, was sy miskien abuse? Wat het gemaak dat Lea se oë nie 'n spakel ingegaat het nie? Was dit haar sussie, die beauty queen, wat haar gedurig afgekraak het? Was dit haar pa wat harde woorde gesê het, iets het veroorsaak, dat Lea die lig in haar oë verloor het? En dan gaan ons kyk na Lea se pad. Nou kan jy sommer so op die notas kyk. Nou, eerste ding, ons ken nou haar storie, ek gaan dit sommer so vertel. Sy is die oudste. En in hulle kultuur, wie is veronderstel om eerste te trou? Die oudste, en nou kom werk hierdie Hank hierso by hulle, ons neem aan, Laban was seker redelik, Jakob was aantreklik, want hy kies die mooi sussie, hy kies die beauty queen. Maar miskien was Lea ook in die geheim verlief op hom. En nou vra Jakob, hy wil met Rachel trou. En nou word daar voorberei vir die troue, die kos word gemaak, die tafels word gedek. Onthou, ons moet in die Bybel lees wat nie daar staan nie. En wie trek haar bruidsrok aan? Rachel. Dis Rachel se troue. Dis Rachel se troue. En toe, surprise, sê die pa. In ons kultuur, jammer Jakob, in ons kultuur trou die oudste dogter eerste. So vanaand trou jy met Lea. Maar dit vind Jakob toe nou eers die volgende dag uit. Maar Rachel het gedink, ek trou vandag met my geliefde, en hier kom haar pa, hy sê, jammer Rachel, jy trou nie nou met hierdie man vir wie jy lief is nie, kom Lea met die sagte oogies, jy gaan in. En die volgende oggend word Jakob wakker, hy was seker bietjie getrek die vorige aand, lekker getrou, verrassing van sy lewe, en hy kyk en hy sê, wie is hier by my in die bed? Ek het met die mooi een getrou, wie is hier in my bed? So kan jy sien, hoe kom ek sê, hierdie kompetisie het die hele tyd gegaan tussen sussie en sussie. En ons gaan sien hoe Lea uiteindelik die oorwinning gekry het, en Rachel het uiteindelik nooit oorwinning gekry nie. So, die beauty queens op skool kry jy 3 tipes mense. Jy kry die mense wat so rondloop, jy kan sien hulle te lae selfbeeld. Dan kry jy die beauty queens wat op die oog af lyk dit gaan fantasties met hulle. Hulle boelie mense, hulle sê mense, hulle lag, hulle is lawaaierig. Daai mense, dis net 'n front. Hulle het ook 'n lae selfbeeld. En dan kry jy die groep in die middel, ons noem hulle die happy children. Hulle het nie 'n saak met daai groep en daai groep nie, hulle leef hulle lewe. So moet jou nie laat verblind en dink elke mooi mens het 'n goeie selfbeeld nie. Dis alles behalwe waar. En hier kom, nou begin hierdie stryd, ons kyk gou bladsy 1 onder. Sy word eers haar pad, sy word eers verneder. Dan nommer 2, sy word verwerp. Die ander dag môre, daar was dit Lea, dis Jakob. So wat doen hy? Verwerp haar. En nou begin die kompetisie, nou soos by vers 32, nou sien die Here wat Jakob doen aan Lea, so wat doen hy? Hy begin Lea se moederskoot oop laat gaan, en sy begin die een seun na die ander seun uitpop vir Jakob. Rachel kry niks reg nie. En nou kom ons lees net so vinnig daar in die notas. Vers 32, en Lea het 'n seun gebaar, Reuben. Nou lees ons, nou sê sy sê, ek wil hê die woord sê, onderstreep in jou Bybel, want dit gaan vandag oor die krag van die woord. Nou sê sy, gewis die Here het my onderstreep my ellende aangesien. Want nou sal my man my lief hê. So wat dink sy? Sy moet iets doen, sy moet vir hom iets gee om sy liefde te kry. Vers 33, nou kry sy weer 'n seun, sy noem hom Simeon. Nou sê sy, gewis, die Here het gehoor, omdat ek die nie geliefde is nie. Baie kinders voel, hulle is die swart skaap. Vers 34, weer 'n seun gebaar, Levi. Nou sê sy, nou eindelik
sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. En dan gebeur daar iets in Lea se lewe, vers 35. Toe baar sy 'n seun, en sy noem hom Juda. Skryf in, wat beteken Juda? Praise God. Om God te prys. En hier gebeur iets binne in Lea. Kyk na woorde nou, sy sê, die keer, gaan ek nou my man gelukkig maak, is dit wat daar staan? Lees jy enigiets van Amanda? Sy sê, die keer sal ek die Here loof, maak 'n groot sirkel rondom loof, want ek gaan praat oor die woord. Loof beteken prys, I will praise him. So sy profeties doop sy hierdie kind Juda, en haar fokus skuif, van ek moet my man behaag, ek moet sy liefde koop, want wat gebeur? Daar kom 'n ander tipe saad binne in haar moederskoot. Wie se saad? Die leeu van Juda se saad. Daar kom 'n klik binne in haar. Want die leeu van Juda se voor ouma kry sy saad in haar binneste. Nou waar is jou gees? Onthou julle ons prentjie. Ons het mos gesê, ons bestaan uit liggaam, siel en gees. En ons weet die woord sê, my liggaam is 'n wat? 'n tempel van die Heilige Gees. En waar sit jou sielse mensie? Dit sit hier bo. Onthou julle? Jou siel bestaan uit jou wil. Jy kan self kies, jou vrye wil. Dit bestaan uit jou emosies. En dit het ons gesê, kom van hier af jou hartsbrein. Daai brein dink hy's die baas. En dit bestaan uit jou verstand. En waar sit daai brein hiervoor? Jou slim brein. Ok, wys gou vir my, waar sit jou slim brein? Hiervoor. Waar sit jou hartsbrein? Hier agter. Waar sit jou fisiese hart? Hierso. Links. Links. Waar sit jou gees? In jou hart. Jou gees sit in jou hart. En waar word sy bevrug? Hier in haar binneste. En die leeu van Juda, 'n saad kom lê binne in haar. 'n weet dat ek weet, die leeu van Juda lê binne in my. En dan kom 'n klik binne in haar. En sy besef, ek hoef nie meer my man gelukkig te maak nie. Ek het die saad van die leeu van Juda. En wat ek noem dit, die dag toe haar selfbeeld tot bekering gekom het. Wat het dit getrigger? Sy het besef watter saad binne in haar lê. Ek gaan nou deel van my lewe met jou deel. Ek het groot geword, ons was 4 dogters, ek was die 3de dogter. My pa was 'n alkoholist. Die laaste 15 jaar van sy lewe, die Here hom totaal omgedoop, so ek onthou niks van die lelike goed nie. Maar ek moet my storie vir jou vertel. En omdat my pa 'n baie lae selfbeeld gehad, hy het gelyn verwerping, dis hoekom hy so gedrink het. My ma was 'n kwaai Christen vrou gewees, wat ook later my beste vriendin geword het. En nou het ek hierdie ander 3 sissies gehad. Hulle het akademies baie goed presteer, hulle het onderskeidings gekry, hulle het provinsiaal spandeer, en my een sissie was Rachel gewees. Sy was die beauty queen, sy het kaalvoet geski provinsiaal, en sy was hockeykaptein in die Vrystaat. So, en my ander sissie het ook provinsiaal gespeel. So, hulle het uitgeblink, goed akademies, en hier kom ek. Ek is die middelkind. Ek is die gewone kind. Ek wil kuns doen, my ma verstaan dit glad nie. Ek speel en maak net musiek, my ma verstaan my nie. En nou my pa, omdat hy hierdie lae selfbeeld het, begin hy spog.
met sy kinders wat presteer. En hy spog nie net voor my nie, hy spog by die bure, waar is ook al kuier, spog hy met hierdie sussie se prestasies. Want dit laat hom beter voel. Maar hy vergeet hoe die kinders voel, die gewone Annies. En dan kom dit by my op, en ek is trots op my sissies, ek was nooit jaloers op hulle nie. En dan dink ek wens my pa wil met my ook spog. Wie het al dit gevoel? Jy wens jou pa wil met my ook spog. En toe word ons groot en ons gaan universiteit toe, en het begin beter gaan, ek kry 'n kerel. Okay. Maar nog steeds, ek lees my Bybel 10 minute 'n dag, en dis dit, maar ek loop met my kop hoog, ek het 'n goeie selfbeeld, maar intussen dink ek nie veel vir myself nie. Want my pa spog nooit met my nie, my ma raas met my. Op 'n dag loop ek op kampus, en 'n man met 'n kamera kom na my toe. Hy sê vir my, hy neem foto's vir die koerant, mag hy 'n foto van my neem. Ek trek my rooi rokkie aan, ek het sulke rooi skoene gehad, hy vat my daar na Mooi Meisiesfontein. En ek sit by Mooi Meisiesfontein en hy neem 'n foto van my. En die volgende week, almal kry mos die kampus se koerantjie, is ek op die voorblad. En daar staan, ons onbekende skoonhede. En ek word 'n onbekende skoonheid. En ons gaan die naweek huis toe. Ek het net 2 keer 'n kwartaal huis gegaan, koshuiskind, Bloemfontein. En ek is so trots, want ek het iets reg gekry. Ek het nooit 'n prys gekry nie, ek het nooit provinsiaal gekry nie. My ma sit so voor haar speelkas, en ek gee vir die koerant, ek sê, kyk ma. My ma vat die koerant, en sy sit dit in haar laai, en sy sê, Renay moet net nie groot kop kry nie. Jy sien, hulle het nie verstaan nie. Dit is 'n skande om mooi te wees. Moenie vir 'n mooi kind sê, sy's mooi nie. Maar al die tyd wil die mooi kind hoor, sy's mooi. En so het my lewe aangegaan. Ek wou net gehad het, my pa en ma moet met my spog. My pa het ook nog nooit die koerantjie eers gesien nie. En later jare toe begin ek onderwys gee, by Queen's College in Queenstown, en daar's 'n geestelike byeenkoms daar in die dorp, en ek het 'n sussie, Nora, sy is my liefling, my mentor sussie, en sy het 'n vriendin, en hulle irriteer my verskriklik, want hulle praat net oor die Here. Wie as hulle wil kom kuier, dan sit of ek wegkruip, en hulle nooi my toe na hierdie byeenkoms toe. En ek gaan, en vir die eerste keer gee ek my hart in die openbaar vir die Here. En ek was mos 'n Christen, maar daar het iets gebeur, daar het iets geklik. Maar intussen het ek ook besluit, my Rachel sussie, sy is nou al besig met haar doktersgraad. My pa spog by almal, sy doen haar doktersgraad. Ek besluit toe maar, okay, dan gaan ek ook my doktersgraad doen, want dan gaan my pa met my ook begin spog. Ek skryf in by Unisa, ek begin my honeursgraad doen. Doen baie goed, want iets begin in my gebeur. En ek doen so goed dat Unisa vir my beurs aanbied om aan te gaan met my meestersgraad. En toe kom my selfbeeld tot bekering. En iets klik binne my, en die Here sê vir my, Renay, jy hoef nie 'n doktersgraad te hê, dat ek vir jou lief is nie, jy is myne, ek is lief vir jou, en ek kom tot bekering, en ek los dit. Ek begin fokus op die Here, en ek begin joernaal hou, en ek begin my pyn en my verwerping, en my lae selfbeeld, ek begin dit neerskryf, en ek begin in die woord sit, en wat ek begin doen, is ek vat die saad van die woord, ek skryf dit in my joernaal, en dan begin ek mediteer oor die woord, en dan lees ek, in him we live, and move, and have our being. En ek begin verstaan, ek hoef nie by pa Rein by op sy skoot te gaan klim vir aanvaarding nie, want al wat ek begin doen, ek begin op papa Abba Vader se skoot klim. In him I live and move and have my being. En laagie vir laagie het die Here my begin gesond maak.
gesond maak, gesond maak. En dit het 'n paar jaar gevat. Maar ek glo persoonlik, my joernaal was die sterkste instrument. Want ek het begin neerskryf, en ek het in die woord begin kyk. En hoe meer ek in die woord begin kyk het, hoe meer het sy saad in my begin groei en begin reflekteer. Dis 'n mooi getuienis. En julle is die eerste mense wat hom ooit hoor. Goed. Amen. So, hallo al die onbekende skoonhede. Dit lekker. Nou, gaan ons na Rachel toe. Bo aan bladsy 2. Genesis 13. Nou's Rachel, sy stoei in haar huwelik, want wat gebeur nou? Sy en Lea kompeteer vir Jakob se liefde, en nou raak sy nie swanger nie, en nou begin sy manipuleer. Sy sê vir Jakob, dis jou skuld, hoekom kan ek nie 'n kind kry nie? Ek wil nie meer lewe nie. Klink dit bekend? Klink dit bekend? Is jy dalk die Rachel? Jy probeer manipuleer, want jy kry nie jou sin nie. En nou in die volgende vers, nou begin dit sleg gaan met die huwelik. Jakob vererg hom nou, hy sê, maar is ek dan nou God, moet ek dan vir jou kind gee? So jy begin duidelik agterkom, daar striweling in die huwelik. So 'n mooi skoonheidskoningin waarborg nie of 'n hank. Ek sê altyd, as jy die dag nog nie getroud is, jy gaan soek maar vir jou 'n onaardige man, want niemand wil hom hê nie, en jy wil hom hê, want die vrouens ten minste wil hom nie afvat. Maar ons mans is almal hanks, hè? Goed. So, nou sê sy, nee, maar ek gaan nou 'n plan maak, vat my slavin. Sy is so desperaat vir haar man se liefde, dat sy sê, gaan slaap by my slavin. En dan word die kinders nou gebore, die slavin kry nou kinders, en op 'n dag, kry sy uiteindelik vir Josef. Uiteindelik. En nou sê sy in vers 22, God het my smaad weggeneem. Is dit dieselfde woord wat Lea gebruik het, my ellende, my smaad weggeneem. En dan stap ons in Genesis 31 in, en nou vat Jakob nou sy 2 vrouens, hulle trek nou weg van Laban af, en kan julle onthou, wat steel Rachel? Sy steel die huisgode. So, fokus sy op God, of is sy aanbid sy afgode? Sy steel die huisgode, Jakob kom agter. Hierdie gode is weg, hy jaag agter hulle aan, en Laban. Nou kom hy daar, nou sê hy, iemand hier het die huisgode gevat. En wat sê Jakob? Hy sê, laat die een wat dit gevat het, sterf. Hy plaas 'n vloek op daai persoon, en hy besef nie eers hy vervloek sy liefling vrou nie. En 'n rukkie later word Benjamin gebore. En wat gebeur met Rachel? Sy sterf tydens die geboorte. Sy sterf, en sy doop vir Benjamin, en jy kan dit inskryf in jou Bybel, want dit is net in party Bybels, sy noem hom Ben-Oni. Dis haar legacy, wat sy nalaat. Net voor sy dood gaan. Genesis 35 vers 17. Genesis 35 vers 17. Sy noem hom Ben-Oni, en dit beteken son of my sorrow. Hierdie beauty queen sterf in sorrow. Sy het haar masker opgesit, die wêreld het gedink sy is gelukkig, en op haar sterfbed gee sy geboorte aan sorrow. En Jakob, wat moes nou Israel gaan word later, onthou hy moet mos nog met God gaan worstel, iets in hom sê hom, kanseleer hierdie vloek, moenie vir Benjamin son of sorrow noem nie, moenie hom nie Ben-Oni noem nie, so wat verander hy die naam? Na Benjamin, son of the right hand. En dan lees jy, Rachel gaan dood, sy is dood, en sy word alleen begrawe in 'n graf. Dis haar legacy, die beauty queen se. Wat is Lea se legacy? Lea se legacy, gaan gou na Psalm,
Wag, kom ons maak dit lekkerder. Matteus 1, ek kan vir jou iets wys. Lia se legacy. Die een met die sagte oogies. Matteus 1. Ons kyk na die geslagsregister van Jesus daar. En jy gaan nou iets inskryf in jou Bybel. Wie het nie 'n pen nie? Het almal 'n pen. Ek wil hê jy moet dit inskryf. Kom ons lees Jesus se geslagsregister. Is Lia, word sy genoem daar? Nee. Rachel die hoer word genoem en Rut word genoem, sover ek onthou. Ek praat nou onder korreksie. Nou kom ons kyk, Matteus 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. Ons gaan nou kyk, Dawid, ons gaan nou na een van sy psalms, die seun van Abraham. Abraham, vers 2, was die vader van Isak en Isak die vader van Jakob. Het ons nou net die hele tyd van Jakob gepraat? En daar staan, en Jakob, die vader van Juda. Nou wil ek hê, jy moet iets inskryf. Daar waar staan, en Jakob, die vader. Maak so 'n dingetjie, wat noem jy sy dingetjie? Dan skryf jy, en Jakob, die vader, en langs dit skryf jy, en Lia, die moeder van. En Lia, die moeder van. Wie? Juda. Van Juda. Lyk hierdie stamregister vir jou nou bietjie anders. Jok ons is soos dit sê? Nee, ons jok glad nie. Is dit die waarheid? So Lia was die moeder van Juda. Wat is haar legacy? Sy is die voorouma van Dawid en van Jesus Christus. Jesus Christus kom nie uit die beauty queen sy geslagsregister nie. Hy kom uit die lelike eentjie se geslagsregister. Begin iets al in jou opstaan. Jy begin iets in jou gebeur. Iets begin loskom. Die waarheid word ontbloot. Wat ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n lae selfbeeld het, is jy reg, doen jy sonde. Joh, ek sê nou 'n kwaai ding, né? Hoekom? Want jy's geskep in die ewe beeld van God. Die Bybel sê so, nie ek nie. So jy moet ophou om hierdie jas aan te trek. Ek het spesiaal my jassie vir julle aangetrek. Hier staan unique en special en daar's niemand soos ek nie. En hy's okay. Het 'n paar gate in 'n goeters, maar dis wat my gate gee vir my karakter. En hoe het die Here die mens gemaak? Hy het oor hulle geblaas. En aan die einde van bladsy 4 het ek vir jou 'n paar notas neergeskryf. Ek het die week, jy hoef nie nou te gaan nie, het ek na Catherine Kuhlman geluister. Ek luister gewoonlik nie na haar nie, sy is my bietjies te dramaties, maar dis nou voorlesings van haar preke, nou is dit lekker. Toe praat sy oor Psalm 91 en toe besef ek moet notas maak. En sy praat oor as jy die woord begin proklameer. Want wat het ek gedoen met my selfbeeld? Ek het saad binne in my gesit, maar ek het in my pad iets ontdek. Ek het hierdie gebedsboek ontdek. Jy kan hom nou kom kyk en jy moet asseblief gaan koop. Dis Tommy O. Martin se boek. En as jy by die 3-in-1 gaan koop, daar's gebede vir jou man, vir jou kind en vir jouself. Vir lae selfbeeld, vir gesonde eetgewoontes, wat ook al, en wat sy doen, sy gee eers skrif, en dan begin jy die skrif bid, oor daai situasie. Want wat ek toe begin leer, is die woord van God, alles is in die notas, jy kan dit later gaan soek. Jesaja 55 vers 11 sê, God se woord, keer nooit leeg terug nie. Maar die geheim is, jy moet dit hardop uitspreek. As jy 'n secret servant Christen is in jou binnekamer, gaan daar niks gebeur met jou selfbeeld nie. En sy sê hierso, en as jy net hierdie ding vandag vat, dit staan iewers, jy kan net nou luister. Sy sê, your mouth is a weapon. Satan fears the day you start using your mouth.
En met dit bedoel ons, jy vat skrif, en jy begin skrif proklameer, en jy doen dit hardop, sodat die duiwel kan hoor, en sodat jou geloof kan opbeweeg. Want wat sê Romeine vir ons? Dit staan ook iewers, faith comes by. Dit help niks as jy die Bybel net saggies lees nie. Niks. Jy mors basies net jou eie tyd. And hearing comes by what? The word of God. En ek het vir jou 'n boekie gegee, selfbeeldverse, en dis spesiaal, ek jok nie, dit is in Engels, ek het dit net in Engels gehad. Maar ek het gedink, dit gaan goed wees, Eileen, want ek forceer jou. Want nou, wat jy gaan doen, dis vir 21 dae. Jy gaan vir 21 dae gaan mediteer. Dag 1, dan gaan jy die Afrikaans gaan inskryf. Dan gaan jy ander vertalings begin inskryf. Eindig jy daar? Nee, en as jy soek vir nog mense, dan e-mail ek het vir jou om te versprei. Jy gaan dit hardop oor jouself begin proklameer. Want wat het jy nou net gedoen? Jy het nou hierdie identiteit van lae selfbeeld, Here, ek bely dit. Ek bely dat ek hierdie jas wat Satan van begin aantrek het, dat ek hom aangetrek het. Jy sê vir die Here, jy is jammer. En dan sê jy vir die duiwel, sorry pel, jy is nie my pel nie, jy het gedink jy is, maar ek hierdie kontrak wat ek met jou gemaak het, dat ons twee nou 'n lae selfbeeld het, en ek doen dit nou vir julle, ons kanseleer nou daai kontrak met die duiwel in die naam van Jesus. Want wat hy doen, ons dink maar net uit 'n virk, nee, dit staan nie regtig so in die Bybel nie, maar ek het so 'n prentjie vir jou daar gesit van sy gesig. Wat hy doen, is hy vat daai negatiewe woorde, en hy praat gewoonlik met woorde soos ek is nie goed genoeg nie, ek is vet, ek is dom, en jy kan maar weet, as ek is praat hierso, is dit die duiwel wat praat. So wat hy doen, is hy vat hierdie woorde, en hy onthou, hy het 'n mond nodig. Dis gewoonlik iemand wat dit vir jou sê. En dan, al wat hy wil doen, nou hier kom die gedagte, of as jy in jou binnekamer sit, uit die bloute kry jy skielik hierdie gedagte. Jy dink genigtig, waar kom dit nou? Partykeer is dit sommer 'n perverse gedagte, het jy dit al ervaar? Jy is nie sondig nie, hy maak so. Nou hier kom dit, hier kom die gedagte. En hierso het jy 'n keuse, gaan jy hom laat inkom. Jy moet daai gedagte stop voordat hy inkom. Want as hy eers in is, dan gaan jy hom begin praat. En wat doen die duiwel? Nou kan ek ontspan. Ek het daar nou. Dis presies dit. En daar gat jou selfbeeld weer. So faith comes by hearing, en jy moet dit hardop praat. En nou wil ek vir jou sê, Jakob het ook op 'n dag tot bekering gekom. Kom ons kyk onder aan bladsy 2, kom ons kyk. Genesis 37 vers 3. Hoekom dink ek Jakob het 'n lae selfbeeld gehad? Want hy het een kind gehad met wie hy gespog het. Reg? Dit was Josef voor en Josef agter, en Josef skop daai rugbybal so hoog, en Josef sing so mooi, en Josef het 6 onderskeidings gekry, en hier's Josef se broers. En wat dink hulle? Maar hoekom spog my pa nooit met my nie? En dis raak later so erg, hy gee vir Josef 'n kleed om aan te trek. En hy dink die hele tyd, Josef is die een, Josef is die een. En toe kom hy tot bekering. Onthou, ek sê dit in aanhalingstekens. As jy kyk, gaan gou na Genesis 49 vers 8. Dis aan die einde van Jakob se lewe. Net voor hy doodgaan, seën hy sy seuns. Dis wat hulle moes gedoen het. En skielik kom daar 'n klik binne in hom. Wie was die oudste? Reuben. Josef was nie eers die oudste nie. Maar
Jakob trek hom vreeslik voor dat jy wil naar word daarvan. So erg dat sy broers hom verkoop. Ons moet so versigtig wees, jy spog nie net met een kind nie. Jy spog nie, want jy maak uiteindelik dat mense nie van Josef hou nie, en dis nie eers Josef se skuld nie. So jy moet onmiddellik repent. En help mense reg wat dit doen. Ken julle sulke mense? Dis iets vreesliks. En nou sê, nou bless hy hierdie kinders, en kyk wat gebeur in Genesis 49 vers 8. Hy sê, Juda, jy is dit. Hy sê, ek was verkeerd, al die tyd was dit Juda, dit was nooit Josef gewees nie. Jy is dit. En dis wat die Here vandag vir jou sê, jy is die een. Jy is die een, het maak nie saak dat jy die middelkind is nie. Want jy sien wat die Here doen, hy steek ons vir seisoene weg. En hy berei ons en hy train ons. As jy gaan lees in Jesaja 49, is nie daar nie. Jesaja 49 is 'n profesie van Jesus wat kom. En dit sê daar, hy het hom weggesteek. God het vir Jesus weggesteek in sy pylkoker. Waar is sy pylkoker? Hier in sy bors. Hy het hom daar weggesteek. Vir 30 jaar loop Jesus op aarde rond. Sy neefies en boeties speel met hom, hulle het nie 'n idee wie dit is nie, net Maria en Josef weet seker. En op 'n dag loop Johannes daar, sy neefie, Johannes die Doper. En hy sê, hy weet nie eers hy gaan dit sê nie, hier kom die woorde, daar's die lam. Daar's die lam. En die klik gaan aan. En as jy daar selfde hoofstuk verder gaan lees, ek gee dit iewers, dan gaan jy sien, net daarna begin Jesus sy disippels te roep. En dan sê Johannes, ek het hom nie gesien nie. Die engel sê, I did not recognize him as the Messiah. So Jesus was die hele tyd daar. Hy was die middelkind, hy was die lelike eentjie. Niemand het eers van hom notisie geneem nie. En dis wat die Here baie keer besig is om met ons te doen. Hou op om jou te bekommer oor wat die mense van jou sê. Al wat saak maak is wat God van jou dink. I say, I didn't recognize him. The Amplified says as the Messiah. En bang, hier kom die openbaring. En hier kom hierdie openbaring vir Juda, onderaan bladsy 2. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers wat? Is dit die woord wat Lea gebruik het? Toe sy vir Juda doop, toe sê sy, ek loof u. My fokus begin verander. Volgende blaai. Nou wil ek vir jou bietjie verduidelik hoe die brein werk. Ek het so 'n swart kol vir jou daar ingeteken, ek het ongelukkig die verkeerde foto ingesit. Ek sal dit regmaak. Nou, jy besef nou, hier's werk aan jou, maar waar begin jou pad van genesing? Die eerste ding wat jy moet verstaan is hoe jou brein werk, hoe jou hierdie grys deel werk. Nou, in jou brein, elke keer as daar 'n gedagte by jou inkom, as jy aan iets dink, dan is daar senuweepunte. Want jou maak altyd gesê, jy werk op my senuwees. Jy het hier op haar breinpunte gedruk. Nou as dit 'n negatiewe gedagte is, jy's vet, jy's niks werd nie. Jy's 'n rubbish, jy gaan eendag in die tronk beland. Wat doen jou brein? Hy maak, daai senuweepunte, maak doringtakke. OK? En nou het jy 'n keuse, jy vat dit, nou gaan dit in. En wat begin die doringtakke doen? Dit begin sulke wolle in jou brein maak. Dit is die waarheid, duiwel, ek is niks werd nie. Ek beteken niks nie, ek is vet, ek is lelik. En wat begin nou gebeur? Nou raak daai wol, ek het net 'n kous gehad, ek het nie geweet wat om te doen nie. Nou raak dit 'n pik swart kol, hier binne in jou brein. En hy's vol gif. En dan maak hy so, en dan pomp hy die gif. En hoe meer hy die gif pomp, hoe dooier gaan dit hier binne in jou brein. En dan begin die gif hier afgaan in jou lyf, en dan word jy siek, en jy kry 'n maagseer.
En jy help die want nou praat jy, kyk jy moet dan nou die duiwel help. Ek het 'n lae selfbeeld, wag het ek die duiwel bietjie help. Ek beteken niks, ek is vet. So jy speel reg in die hande van die duiwel in. Dus as jy daai negatiewe gedagte vat en as jy hom begin praat. Dan as daar positiewe gedagtes kom, wat doen jou brein? Daai boompie maak gesonde takke. Hy maak gesonde takke. Nou hoe lyk jou brein? Loop die vrug van die gees rond daarbo? Of is dit sulke dik bosse en stamme van al die gif en al die leuns wat jy ingesluk het en wat jy glo van die duiwel? En dit stop vandag in Jesus naam. Ek sê weer, ons trek daai jas uit. Ons vat hom nie. Daar's jou prentjies wat ek vir jou geteken het. Dis 'n regte foto van daai takkies binne in jou brein. Sien jy dit daar die linkerkant sien? En as jou ma aanhoudend gesê het, ek is trots op jou, mooi so. As jou kind 'n lae selfbeeld het, is die kans baie goed dat die ouers of self 'n lae selfbeeld, dat daar verbal abuse plaasvind, of dis ouers wat nie hulle kinders boost nie. Jy moet gedurig lewe praat in jou kind. Groter is hy wat in jou is. Ek is trots op jou. Ek sê dit nou nog vir my kind, hy 27. Ek is trots op jou. Nou die aand sit ons en ek luister hoe hy besigheid praat. Hoe hy sy besigheid hardloop en ek kyk hom so, ek sê seun, ek is regtig trots op jou. Hoeveel keer sê jy vir jou kind, jou groot man kind, ek is trots op jou? En miskien doen jy dit, maar miskien doen jou ma dit nie. Of miskien is daar 'n boelie by die skool. En dan moet jy jou kind help om daai vloeke te breek. Om die vloeke te breek. En as jy so 'n persoon in jou lewe het, moet jy daagliks die vloeke breek. Dit is verskriklik belangrik. En hoe breek jy die vloek? As jou man nou vir jou so sleg sê, breek jy die vloek daar voor hom? Nee, dan gaan alle hel los wees, ek waarsku jou. So, hier gebeur dit nou. Wat jy doen, jy stap uit, en jy sien wat ook nou gebeur, hulle wil jou moes nou nie los nie, hulle loop so agter jou aan, hulle wil nou fight. Dis hoekom Josef so gehol het, laat hy klein word, hierdie vrou wou hom nie los nie. En dink bietjie aan Potifar se vrou, en dink aan die duiwel wat hierdie doringtakke binne jou wil maak. So wanneer hy woorde kom, dan in jou kop praat jy net, groter is hy wat in my is. Groter is hy wat in my is, ek vat dit nie. En hou op om jou soppie storie van te vertel. Want elke keer wat jy jou soppie storie van my vertel van die verbal abuse en hoe woes dit gegaan het in jou huis, wat doen jy? Jy aktiveer net die gifbal, hier gat hy weer, hier gat hy weer. Hier gat hy weer. Dit gaan nooit genesing. Hou op, trek jou Martel, gaai, jas uit vandag, in Jesus naam. Ons vat dit nie. Jy vat dit nie. Daar's 'n verskil tussen om skaam te wees en 'n lae selfbeeld te hê. En die Here het ook vir my gesê, ek gaan julle help om te praat in die openbaar. Ek gaan vir julle 'n paar basiese triks gee. En van julle doen dit al reeds baie goed. Een trik as jy praat in die openbaar, kom ek gee hom so lank vir jou, jy hoef nie te betaal daarvoor. Is jy moet oogkontak maak. Dis intimiderend as jy voor 'n groot gehoor staan. So wat jy doen, jy kry daar een gesiggie, ek kyk in Madeleine se oë, want sy smile altyd, en ek kyk in Jeanette se oë. Of jy reël voor die tyd, Jeanette, ek gaan vir jou kyk, voor ek begin praat, smile vir my, of maak so ietsie, wat ook al. So jy maak, want baie keer as ons met mense praat, wat ons doen, ons kyk af, of ons praat bo oor hulle. Jy connect nie met jou audience nie. En jou body language, jou woorde, alles kan reg wees, maar as jy nie connect met jou audience nie, dan gaan niemand belangstel in wat jy sê nie. So begin mense in die oë kyk. As jy praat, en as ek jou nou en dan vorentoe roep om 'n getuienis te kom gee, gaan jy begin oefen. Kyk iemand in die oë. Wat ons almal wat hier sit is kind. Ok, bladsy 4 bo aan. Nou het jy hierdie klomp dorings in jou brein, en ek het nou agtergekom vandag, hier's definitief 'n paar dorings hierso.
Oeps, daar val die doring sommer af. Amen. Trap op hom. Nou staan daar grys blokkie. Michelle se boek. Sy sê, as jy positief begin praat, is dit nou saggies in jou kop? Hardop, as jy positief begin praat, gaan jou gedagtes binne 4 dae in die regte denkrigting begin beweeg. Dis met die dieet ook, die eerste 4 dae is die woeste. So die eerste 4 dae gaan jou gedagtes ten minste na daai boompie se kant toe begin beweeg. So nou vat jy jou boekie met die 21 dae en jy in julle spandeer tyd, mediteer. Hoeveel pense het 'n koei? 'n koei. Hy het 4 pense. Wie het al 'n koei se dingetjie wat hy uitspoeg gesien? Ek het net een keer plek sit ek het gehou. Nee, dis droog. Dis so balletjie. Hy's grys, en hy's kurkdroog en lig want is gras. So hy het net soveel gras geëet daai koei. En wat het hy begin doen? Dan gaan die gras deur die eerste maag en dan bring hy dit op. Dan gaan hy herkou en hy herkou. So as jy die woord begin kou, dan kom die saad in jou binneste uit en gaan die dorings kan bly staan? Nee. Die vrug van die Gees gaan by jou mond begin uitloop. Die vrug van die Gees. En jy het miskien nie vandag die teaching nodig nie, maar jy gaan dit nou van ander begin leer. En jy gaan dit aanstuur, dat die genesing kan begin kom. So die leen is ontbloot. Klaar. Nooit weer gaan jy sê, ek het 'n lae selfbeeld. Wat sê almal? Amen. Amen. Ek het dit nie, dis nie myne nie. Ek is 5 kilos of 10 kilos oorgewig. Ek is dalk nie soos Rachel gebou nie. My hare is dalk nie so blond en lang nie. Ek wou so graag lang hare gehad het as 'n klein dogtertjie. Wie wou ook? Dan voel jy minderwaardig teenoor al hierdie blonde kopkindertjies met die vlegsels. So wat? Die Here het vir jou swart hare of wat ook al gegee. Nou staan daar grys blokkie bo bladsy 4. As jy positief begin praat, gaan jou gedagtes binne 4 dae in die regte denkrigting begin beweeg, onderstreep 4 dae. So jy in jou boekie, gaan gou na jou boekie, soek die eerste 4 dae daar. Blaai hom gou bietjie. Maak maats met jou boekie. En jy kan nou jou eie skriwe begin byskryf. Ek het hierdie onder redelike spoed gedoen. Sê jy dag 1 is seker op bladsy 2. Dag 1 is, het ek die blaaie ingesit nie. Toe maar soek hom. Dag 1 is sien jy dag 1? En dan blaai jy na dag 2. Sien jy hom? Ok, sien jy dag 3? Ok, blaai tot dag 4. Wat se prentjies by dag 4? 'n boom. 'n boom. O, ek het nie eens geweet nie, dit was profeties. So wat gaan teen daai dag nou gebeur? Jou denkrigting begin verander. Maar wat moet jy doen? Jy vat daai skrif. Jy mediteer, jy kou, jy skryf dit in Afrikaans en jy begin jou eie naam in dit sit of jou man se naam. En ek wil gou vir jou sê, daai ou wat jou so abuse, jy moet bid dat dit bars. Ek weet, Willie was 'n kwaai man, maar ek het agterna besef, hy was nie so kwaai nie, ek was so fyn gevoelig. Hy kon nog net vir my kyk en dink, kyk my skeef. Dis wat gebeur, maar toe die Here vir my gesê, begin skrif oor jou man bid. En ek het die boek Efesiërs gevat, en so begin jy oor mense skrif bid, want wat sê die woord? My woord keer nooit leeg terug nie. En die Here het ek vir julle gesê, vir my boek laat koop, Lord, change me. Ek het laas oor vergifnis gepraat. My vergifnis het begin, toe ek hierdie klik gekry het van wat ek gedoen het om dit te trigger. Ons is so besig om na die fout in ander mense te kyk. Maar miskien is jy so temerig of so klouwerig of so, ek wil amper sê so in 'n gat, laat dis nie 'n wonder jou man gaan soek iemand anders nie. Ek sê nou 'n harde ding. Miskien is dit nie vir hom lekker by jou nie. So die verandering moet by my begin. Jou
Jou man moet 'n Mercedes Benz kry, moenie 'n Volksie kry nie. Wat gee ons vir hom? 'n Vriendin vertel vir my, hulle was ons geestelike mentors en allewaal. Sy sê haar man was 'n dokter. En op 'n dag het sy besluit, as hy in die middag so 5 uur huis toe kom, dan line sy die kinders so op, hulle trek aan, sy sit haar lipstick aan, en hulle wag vir hom by die deur. En hulle is bly om hom te sien, en hulle bederf hom. Soms is daar goeders wat ons moet begin doen. Ons moet onsself begin kruisig, dat ons mans by ons wil wees. En as dit regtig nie jy is nie, is dit oukei, maar dan moet jy, ek sê weer, bid dat jy bars. Jy moet bid, jy moet woord bid, en ek sê weer, asseblief, gaan kry Stormy se boek. Jy kan kyk hier, kyk hoe ek hom gewerk, al vir jare, dis hoe ek leer bid dit. Jy kan nie 'n silent prayer warrior wees nie, want woorde skuif die atmosfeer. Ek gaan julle nog eens sê leer bid. Leer bid beteken jy bid die woord, maar jy begin hardop te bid. Jy sal hier oral sien. Het ek goed ingeskryf en het ek dit begin bid. Hierdie boek het my leer bid. Dit het my skrif leer bid. Een van die beste boeke wat daar is. Amen, wie het die boek? Weet, 'n hele paar van julle het hom. Ek leen een. My skoondochter en ek leen hom. Ek het vir haar, dis 'n goeie Kersgeskenk, ag 'n trougeskenk vir iemand, hoor. Dis regtig 'n goeie trougeskenk. Nudge. Nou, ons gaan aan, dis nou dag 4, jy het nou by jou boompie gekom. Goed? Nou kyk daar, na, hoeveel dae? Na 21 dae gaan die giftige dorings weg wees. So jy het nou huiswerk vir 21 dae, en soos jy woord skryf, dit raak jou permanente joernaal, jou werkboek, wat jy in hom skryf, wat jy in hom werk, wat jy byskryf. En na 21 dae, gaan jou gedagtes so lyk. Maar die triek is om het so te hou. Want daai boelie en daai persoon is nog steeds in jou lewe, so jy moet die hele tyd jou gedagtes check, en jy laat niks aangaan nie. En wat jy ook kan doen, is jy vra dat die Heilige Gees jou afseël met sy olie. Want Jesaja sê, the anointing breaks the yoke. En as jy geestelik dikvellig wil wees, het jy olie nodig, want hier kom die duiwel nou met sy ou pyle, en hier is net olie, en die olie loop af. So vra, Lukas 1 is so mooi, die King James praat van the little child grew, dis Jesus die baba, en net die King James sê, he waxed strong in spirit. Waxed, hy het 'n wakslaagie om hom gehad. Jou kind wat so seer is, so seer kry, waks haar. In die aand nie wiks nie, waks. Waks. As jou kind slaap, gaan salf jou kind. Gaan salf jou kind. Gaan salf haar stikkende hart. Sy weet dit nie eers nie. Begin mekaar salf. Mans is al so gered, dronklappe wat gaan slaap. Trompspeler, ek kan nie sy naam onthou nie. Sy vrou sê elke aand as sy by die huis kom, sy poep dronk. Dis so 'n vloekwoord nie, dis wat kwaai dronk is nie. Hy slaap daar, dan vat sy bottel olyfolie, sy keer alles op sy kop om, op hy kussing. Hy weet van niks, die volgende oggend word hy wakker, wat gaan die aan? Sy het hom gesalf, en uiteindelik radikaal tot bekering gekom, en in die bediening ingegaan. Jy is miskien daai boelie se enigste kans. Soos het begin fight vir daai mense, nie met hulle nie, en vat dit in die geestesreële. Want die duiwel is verskriklik slim. Hy weet presies hoe werk jou gedagtes. Hy weet ek moet net inkom. So jy moet hom stop voor hy inkom. Maar jy begin bely dat, weet julle die Jode het so mooi verhaal. Dit staan nie in die Bybel nie, maar hulle vertel dit, die skepingsverhaal. Hulle sê, die dag toe God nou die mens gemaak het, toe sê engele baie nuuskierig, toe kyk hulle nou wat daar aangaan. Hulle kyk, hoe vat hy grond, of wat ook al, en hoe maak hy die mens.
En hulle sê, en hy blaas mos nou die mens. En toe hy klaar is, toe kyk die engele so, toe sê hulle, watter een is nou God? Watter een is nou die mens? Want hulle lyk presies na mekaar. In sy ewebeeld beteken 100% God. Hoe kan jy ooit weer wil sê, ek het 'n lae selfbeeld? Jy beledig ons vir God. En ons is so lief vir hom. Hoe kan ons dit doen? So, ons vra nou om vergifnis daarvoor, Vader, in Jesus naam, en nooit weer gaan ek, en as dit dan uitglip by my mond, dan vra ek onmiddellik vergifnis, en ek kanselleer onmiddellik my woorde, want die duiwel kan nie wag vir daai woord nie, want hy wil hom gaan gebruik. So, as hy uitglip, kanselleer dit onmiddellik, sê ek kanselleer hierdie woord, in die naam van Jesus. Goed, Hebreërs 4 vers 12 in jou Bybel, ons is amper klaar. Hebreërs 4 vers 12. Het jy vir Hebreërs 4 vers 12. Dit sê, want die woord van God, wat het ons vandag geleer? Die woord is 'n wapen. Catherine Kuhlman says, your mouth is a weapon. Satan fears the day you start using your mouth. En dan leer die woord ook vir ons in Timoteus, elke woord, every scripture is God breathed. So as jy Bybel begin bid en begin proklameer, wat gebeur? Heilige Gees se saad beweeg so saam met die woord. En die engele staan op aandag en die hemel staan op aandag en almal sien, hier's 'n vrou wat woord bid. Sy is nie meer Martie Martelgaai nie. Sy het die krag, sy het die wapen van Hebreërs ontdek. En kom ons lees gou vir Hebreërs, wat staan daar? Die woord van God is lewend. Hou op om dood te praat oor jou selfbeeld en oor jou kind en oor jou omstandighede. Die woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Jy kan daar inskryf, die woord is baie sterker as die duiwel se 3-punt vurk. Baie sterker. Baie sterker. En dring deur tot die skeiding van wat? Van siel en van gees. Onthou, jy bestaan uit siel en uit gees. Al twee is gered. Maar jou gees worry nie. Hy het nie sonde nie. Mense kan jou sleg sê, jou gees is dood, want hy's gees. Maar as jou sielste mense, hierdie emosies, wat so swaar kry, so wat doen die woord? Dit druk God se mes in en hy sê vir jou, Renai, daar's 'n wit hond. Daar's 'n swart hond. Onthou julle die wit hond en die swart hond. En nou vat jy die woord en jy druk hom daar deur die swart hond. Jy sê, ek vat nie hierdie gedagte nie. Groter is hy wat in my is. Al leer jy net daai een skrif vir jou kind. En ek het dit jare, as ek my kind, hy moes maar luister in die kar, want ek het gepreek en geproklameer. Van kleins af. Laat ek hom opsê, groter is hy wat in my is hy wat in die wêreld is. Dis hoekom sy selfbeeld gesond is. What is that in English? Greater is he that is in me than he that is in the world. Ek dink is 1 John 4. Ons moet dit, of John 4, ek dink is 1 John 4. As iemand dit kan kry, net vir ons gee. Daar lees ons, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van wat? Gedagtes van die hart. Waar staan dit van die? In Johannes 4? Ek dink is 1 Johannes 4 vers 4. Jy vra my nou. Johannes 4 vers 4. Okay, 1 Johannes 4 vers 4.
Maak dit jou volgende 21 dae. 1 John 4 verse 4. Greater is he that is in me than he that is in the world. Begin dit eet, begin dit leef, begin dit proklameer. Kry net so 1 of 2 of 3 verse wat jy uit jou kop uit begin ken. En daai ander een, ek dink is Filippense 4 wat sê, ek is wat? Tot alles in staat deur Christus wat, is dit Philippians 4 verse wat? 13 of 14. I can do all things through Christ that strengthens me. Leer dit vir jou kind, proklameer dit vir jou kind, skryf dit op jou hand. Die Jode in die ou dae, hulle het dit op hulle hande en voorkoppe geskryf. Dit moet in jou wese begin inleef. Judas se saad moet binne in jou inkom. Jy kan nie gesond word sonder die Heilige Gees se saad nie. Gooi nou vir eens en altyd die duiwel se saad uit jou uit. Gaan doen sommer 'n aborsie daarso, kan. Want jy het net Heilige Gees, woordsaad binne in jou. Dan daar in die middel, het ek nou 'n paar goed van Catherine Kuhlman, sien jy daar point to ponder. Ek gaan lees. Your mouth is a weapon. Satan fears the day you start using your voice. If Satan can keep you silent, he can keep you bound. Onderstreep dit. Hy probeer sy bes om jou stil te hou. Hy wil nie hê jy moet woord proklameer nie. Hy wil hê jy moet kla en negatiewe goed sê. Wil jy hom vuishou gee? Wil jy hom slat laat die bloed loop? Begin woord proklameer. Finish en klaar. Jy vat nie meer sy twak en sy leuns nie. When you speak God's word, onderstreep, the atmosphere starts to shift. Ek weet, mense, geestelike sprekers, hulle kom kuier by ons in die huis, en dan sê hulle, voel die Shekinah glory daar hang. Dan kan ek vir jou sê, die duivels voel het ook. Hulle gaan nie kom twak maak daar so nie. Hulle laat nie daai reuk nie, dit stink vir hulle. Ons het maandag aan gepraat, as ons gebede is soos rook wat opstyg, wie rook? En wat doen daai rook? Dit brand die demone se oë. Jou aangename woorde brand hulle oë, hulle kan dit nie vat nie, hulle gaan pad gee. Heaven stands at attention. Hier stop al die engele wat hulle besig is om te doen, want daar is 'n gebedswarrior wat besig is om wat te doen? Om die woord te proklameer, om die woord oor jou seun wat drink en suip en te kere gaan te proklameer. Jy vat Stommie se boek en jy begin, laas selfbeeld, jy gaan soek daai deel, of hy het geen idee wat sy calling in die lewe is, jy gaan soek daai gebed, daar's klomp skriwe, jy begin dit proklameer, want Romans 4:17 says, call those things that be not as if they were. Jy profeteer met elke skrif wat jy proklameer. Ons is allemaal profete, ek gaan nog die gawes ook met julle doen. Jy profeteer, ons allemaal profeteer. Jy profeteer either dood of lewe. En ek kan jou verseker, hoe meer jy dood begin spreek, woord begin spreek in jou huis, hoe meer gaan die duivels en die demone ontuis begin voel. En salf jou huis, stap om hom, jaag jy goed uit. Jy vat nie twak nie. Dis jou huis, en hierdie is 'n tempel van die Heilige Gees. Hoe kan jy ooit weer sê, ek het 'n lae selfbeeld? Dan beteken dit Satan lewe binne in jou. Ek hoop julle hoor my hart waarmee ek het sê, as 'n challenge, want die waarheid is uit vandag. Want jou liggaam is sy tempel, en sy tempel is heilig, holy, holy, holy. Ek lees verder. Don't give in. Speak louder. Onderstreep dit. Vanoggend, Corlie het so lekker geskree die week, ek wou vir haar sê, toe sy begin getuig, teen aanval van die duiwel. Ek het net so lekker geskree vandag, toe ek bid vir my kind.
Jy skree sommer daai skrif uit, want wat gebeur? Faith comes by hearing. Soos jy daai skrif vat en proklameer, wat doen jou geloof? Dit begin opstaan. Daai ding wat jy dink gaan nooit gebeur nie. Die klik moet eers in jou gees kom en dan gaan dit daar buite begin gebeur. Don't give in, speak louder, stand in front of your mirror. Dis nog 'n wenk as jy nie openbaar moet gaan praat, wat is so mense leer wat toesprake maak. Jy werk jou speech uit, jy skryf dit op kaartjies, nie velle papier nie, is altyd vir interessant mense wat sulke velle papier het. Partykeer het ek al 'n toespraak gemaak, maar julle toespraak op ek so 'n kaartjie, net kernwoorde. En nou begin jy jou toespraak leer. Jy begin om hard te praat, jy lê in die bad, dan sê jy hom op. En dan gaan staan jy voor die spieël. En dan kyk jy vir jouself en jy maak die speech. Want dan gaan jy vinnig sien, hier is 'n gewoonte wat mense irriteer. En wat gebeur die oomblik as jy hard begin praat, dan begin jou gedagtes hoor, maar daar is nie so goeie ding nie, of dis te lank, of ek moet dit uithaal. So dis hoe jou grootste werk is om die toespraak te gaan voorberei. Dit vat partykeer baie lank. Maar dan moet jy om hardop gaan oefen. En oefen. Want dit wat binne jou is, wat by jou mond uitkom, jy skrik partykeer, jy dink jy ken dit, maar die oomblik as jy dit hardop praat, dan besef jy, maar jy ken dit eintlik glad nie. Daai tweede wenk was ook verniet, jy het nou 2 verniet gekry. Vandag het jy nie hoe voor te betaal nie. Stand in front of your mirror. You will feel nothing in the beginning, especially in the first 4 days. Let his living word take over your dying self-image. Dan die laaste paragraaf. Your new self-image is as close as your tongue. Jou nuwe selfbeeld is so naby soos jou tong. En dan sê sy daar, align your tongue with God's word. Stop, onderstreep dit, identifying with your low self-image. It is not yours, it was never yours. Die Here het jou nie gebore met 'n lae self-image nie. Hy het jou gebore volmaak geskep in sy ewebeeld. En kyk daar, your low self-image was placed on Jesus, Isaiah 53, gaan lees dit weer. By his stripes, your low self-image and rejection was or were healed. As jy nou hier uitstap en jy sê vir ek het steeds 'n lae selfbeeld, dan maak jy die kruisiging goedkoop. Jy sê basies, Jesus het dit verniet gedoen. Hy het al daai goed, het jy al gedink deur wat se verskriklike vernedering en verwerping Jesus gegaan het? Op hom gespoeg. Al hy goeders. Hy het dit gedoen sodat jou selfbeeld gesond kan wees. It is finished. Refuse to accept what heaven has already been cancelled. Is daar iemand wat enigiets wil sê? Ja. Okay, Madeleine, net lekker hard laat ons kan hoor. Okay, die scientists het bewys dat ons glo onsself tolk die meeste. So, Renée kan vir my sê 100 maal I am fearfully and wonderfully made. Maar ek gaan dit eers glo as ek sê my self-talk moet sê I am fearfully and wonderfully. Amen, dis baie waar. So, ek het vir jou daai boekie gegee. Maar wat jy met hom gaan doen, en as jy hom vir jou kind wil gee, of wat ook al, ons het 'n paar boekies oor. Het jy vir haar een gevat? Ok, Bena, wil jy ietsie sê? Het daar baie saad in jou ingegaan vandag? En Vader, in die naam van Jesus vra ek dat hierdie saad wat op vrugbare grond lê, dat U Heilige Gees dit water sal gee. Ek kom
in die naam van Jesus en ek kanselleer vir eens en vir altyd 'n lae selfbeeld oor julle en oor julle nageslag. In die naam van Jesus. No more, Satan. Leave these people. I have the mind of Christ. I'm wonderfully and perfectly made in His image. The truth is out. Greater is He that is in me than he that is in the world. In Jesus' name, en almal sê lekker hard, Amen.